Goeiemôre, dit is Woensdagoggend 18 Junie 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vanoggend se onderwerp sluit aan by dit waaroor ek gister gepraat het. En ek wil dan nou beginne deur te sê, ken jou vyand. Ken jou opponent. Dis een van die goed wat ons vroeg in ons militêre loopbane geleer het tydens donker fase by spesmagte, waar jy letterlik gaan lewe soos wat jou vyand in die veld sou lewe, dat jy kan leer wat is hulle daaglikse roetines, dat jy kan leer waaroor sing hulle, waaroor praat hulle, maar ook hoe om hulle wapentuig te hanteer. So die hele bedoeling van donker fase is om soos jou vyand te leef en in die proses sy maniere te kan verstaan en hom te begryp oor hoe hulle dink, hoe hulle optree, wat is hulle noodrils en hoe reageer hulle onder sekere omstandighede. En dit het altyd plaasgevind onder leiding van voormalige opponente wat hulle posisie ten opsigte van hulle lojaliteit geswaai het en dan aan die Suid-Afrikaanse kant hulle kennis oor hulle makkers en agtergrond kom deel het. Goed, dan het ons in verspan 'n gedeelte gehad waar ons gepraat het van gevegshantering. En dit leer jou weer hoe om jou opponent te ontleed. Byvoorbeeld as die doktrine sê, maar Suid-Afrika werk altyd in groeperings van 4 tanks of 3 tanks, en jy sien 1 tank, moet jy aanvaar vir jou beplanning dat daar moontlik nog 2 tanks in die omgewing gaan wees. As jy weet hoe lyk die samestelling van die kleinste gevegseenheid van 'n weermag en jy sien 1 persoon, dan weet jy daar moet nog mense wees om hierdie gevegseenheid op te maak. En so kan jy op verskillende vlakke gaan kyk om te ontleed, om te weet wat word saam aangewend, hoe lyk 'n gemekaniseerde mag, hoe lyk 'n mod-infanterie mag wat ingegrawe is, daar gaan ergens op bataljonvlak, gaan daar groot kaliber mortiere wees, 81, 82 mm mortiere, selfs dalk 120 mm mortiere. Maar dit hang alles af van die samestelling. Maar as jy vooraf kennis dra van hoe hulle normaalweg optree en hoe hulle opereer, dan leer jy verstaan en dan kan jy begin dink soos jou opponent dink en dit maak sake aansienlik makliker. Die probleem is, ons politici vandag het nie hierdie tipe van opleiding gehad nie, nie op enige vlak nie. Hulle het ook nooit verdere opleiding van probleemontleding gedoen ten opsigte van hoe lyk jou opponent nie, hoe lyk jou teenstander nie. 'n Mens klim tog nie 'n bokser, 'n Driekus Du Plessis klim nie in die kruit voordat hy nie elke beweging van sy teenstander geleer ken het en sy manier van veg ontleed het en om teenvoeters vir daardie manier van optree te ontwikkel. Dit gebeur nie op politieke vlak nie. Dit lyk vir my daar word net blindelings ingestorm. Emosie speel 'n groter rol as nugtere denke. En tog, as ons mooi dink oor alles, mooi beplan oor alles, kom ons dikwels by 'n ander antwoord uit. Nou voor jare het iemand eendag vir my gesê, Wynand, as jy in die aand 'n e-pos kry, en jy hou nie van daai e-posse nie, maar as jy ontlees sit op jou hande,
sodat jy nie 'n antwoord kan tik terwyl jy ontsteld of kwaad is nie. Maar dit lyk asof dit die norm vandag is dat almal reageer sonder om behoorlik te dink, sonder om behoorlik te ontleed. Want as jy nou met hierdie ding sit wat jou baie ontstel het of baie pla, en jy besluit wel ek gaan môre weer daarna kyk en jy het nou vannag geslaap, môre staan jy op, nou lees jy dit met 'n ander gemoed. En dan kom jy dalk agter dat dit wat jy gedink het die persoon is nie dit wat hy werklik vir jou sê nie. En as 'n mens te vinnig reageer, dan maak jy dikwels 'n fout en is jou analise van die situasie of dit wat jy sien of lees is verkeerd. Maar ek sien geen sulke goed op politieke vlak nie. Dit lyk of alles emosie gedrewe is. As ons kyk na die Suid-Afrikaanse regering, Cyril wat nou weer weggevlieg het na die G7 beraad toe. Party was onder die indruk, hy gaan met Donald Trump praat, maar Donald Trump het onder andere een dag vroeër teruggekeer na die VSA as gevolg van die vinnig eskalerende oorlog in die Midde-Ooste tussen Iran en Israel. Maar hy is een van die wat baie vinnig reageer as hy nie sy sin kry nie, of nie regkom nie, of mense val hulle aan. As 'n mens te vinnig reageer wanneer jy aangeval word, of gekritiseer word, dan sê dit vir my, jy's nie volwasse genoeg om in daai tipe van amp te dien nie. 'n Mens moet kritiek kan aanvaar en verwerk en oordink en besluit of die kritiek regverdig was al dan nie. En as dit nie geregverdig was nie, sal jy in elk geval nie langer daaraan steur nie en jy sal nie jou kop daaroor breek nie. Nou as ons gaan kyk na hierdie oorlog wat nou aan die ontwikkel is in die Midde-Ooste, dan sien ek dat omtrent 50% van alle observeerders, want dit wat ons is, en dis wat julle wat kyk is, ons observeer 'n situasie wat aan die ontwikkel is. Ons sien dat daar word narratiewe uitgespel wat die media slaags navolg. Ons sien dat daar sekere beperkings geplaas word op wat gepubliseer mag word, sekere beeldmateriaal mag glad nie afgeneem word of uitgesaai of aangestuur word nie. Daar's 'n totale beheer daaroor. Maar die beheer daarvan kan ek verstaan, want dit gaan daaroor dat jy nie jou eie mense wil ontmoedig terwyl jy besig is om swaar te lewe en verliese te ly wat nie werklik nodig was nie. Maar dan kom daar tye waar daar brutale eerlikheid ook nodig is. En wanneer ons kyk na hierdie oorlog in die Midde-Ooste, dan vra dit eintlik nou vir brutale eerlikheid en openlikheid. Want ons sien dat Donald Trump op hierdie stadium tussen die boom en die bas beweeg. Ons het ekstra oorlogskepe sien vertrek na die Midde-Ooste. Ons het mannekrag gesien wat invlieg van dit Brittanje, vliegtuie vol spesiale magte wat ingaan. En dan almal se transponders word dan afgeskakel die oomblik as hulle naby Iran kom en dan verdwyn die vliegtuig net van die radarskerms af en hulle vlieg oor die grense en hulle doen hulle ding. Natuurlik is die Amerikaners na die Golan Hoogland ingevlieg en daar is lede van die Israeliese weermag wat sê daar is reeds Amerikaanse troepe tussen hulle wat meedoen aan die oorlog. Tog beweer Trump dat nie, hy nou nog nie besluit of hy betrokke gaan raak, al dan nie. Maar dit kan Trump se einde beteken. As Amerika nou in 'n volgende oorlog inbeweeg, is dit dalk die einde van die Make America Great Again movement, die MAGA movement. Want al hoe meer behoudenis in Amerika die MAGA ondersteuners
begin sê, ons mag nie nou weer in 'n oorlog betrokke raak nie. Nie in Oekraïne nie, ook nie in die Midde-Ooste nie, al is dit dan Israel wat gevra het. Want Israel is 'n klein landjie en Israel is soos die stert wat die kat rondswaai. En nou moet julle nie weer na my toe kom en sê, maar dis wat die Bybel sê, dis wat dit sê, dis wat dat sê nie. Gaan kyk na die praktiese goed soos dit uitspeel op die grond. Gaan ken jou opponent. Die probleem is, niemand ken regtig vir Iran nie. Al hoe ons vir Iran ken, is van dit wat ons in die media lees. As ons na die Amerikaanse weermag sou kyk, is dit wat daar vir ons gesê word, wat hulle is. Maar as jy gaan kyk na hulle parade wat hulle gehou het, die 250-jarige parade, dan sou ek sê dat hulle weermag is nie op standaard nie. Want as ek kyk hoe hulle gemarseer het, die gebrek aan energie in daai parade, die gebrek aan behoorlike dissipline, wat honderde myle verskillend is van dit wat jy in China sien, dit wat jy in Rusland sien, wat jy in Korea sien, en in Iran self sien, en in 'n minder mate in Israel sien, dan kan jy mos nou 'n beter prent vorm en sê, daar is 'n verskil in die dissipline van die mense wat daar bestaan. Maar as ons nie 'n land ken nie, en hoe goed ken ons regtig vir Israel? Ons weet van die 1948 oorlog, ons weet die 6-daagse oorlog, ons het die Yom Kippur oorlog gesien, en dan het ons al hierdie klein oorlogies oor tye met Hezbollah, Hamas en al hierdie het ons gade geslaan. En Israel het vir homself 'n baie goeie gevegsreputasie opgebou in die 6-daagse konflik. Die raid op Entebbe waar hulle burgers in Uganda kom red het. Dit is absoluut stunning dinge wat hulle gedoen het. Maar 'n mens kan nie dat 'n politieke leier 'n land aanvat terwyl jou militêr sê, nee, moenie, want ons kan nie teen hierdie ouens gaan nie. En die politiek besluit, maar hulle wil dit doen, want hulle het hierdie visie of droom van wat hulle wil bereik. En duisende soldate sneuwel in die proses. Die leier, die politieke leier, het nie vir een dag 'n slapelose nag nie. Hy het geen opoffering nie, het die beste beskerm, ondergrondse bankers, alles wat daarmee saamgaan. In hierdie geval van die Midde-Ooste, Israel teenoor Iran, is dit vir my duidelik dat daar ook nie van weerskante af behoorlike ontledings gedoen is nie. En die feit dat Amerika hier van die kantlyn af ingetrek word, sê vir my hulle oorweeg nie die implikasies van 'n potensiële inmenging van China en Rusland nie. Is ons regtig bereid om in 'n kernoorlog in te gaan? Wat die einde van die wêreld soos ek en jy dit ken sal beteken. Tog is daar groot sprake onder die oorlogstokers in Washington dat hulle 'n taktiese kernwapen moet gebruik teen Iran. En toe Donald Trump die opdrag gee of die waarskuwing uitreik dat al die inwoners van Teheran moet onttrek as hulle wil veilig bly, het ek onmiddellik gedink daaraan dat is hierdie 'n moontlikheid van 'n taktiese kernwapen wat hier aangewend gaan word. En dan moet ons nie Pakistan uitlaat wat gesê het, maar as julle dit doen, gaan ons vir Israel slaan met 'n kernwapen. Israel is 'n klein landjie. Een kernwapen en dis verby. Een kernontploffing. Nie die hele land nie, maar ten minste die kern kan uitgehaal word. Daarteenoor is Iran 'n massiewe groot land in vergelyking met Israel in elk geval.
'n massiewe groot land. So vernietig jy een plek, is daar nog baie ander plekke. En ons sien nog steeds hoe daar nog basisse opgespoor word wat agente na vore bring, basisse wat nie aangeval was nie. Ons sien ondergrondse kernfasiliteite wat die Weste nie geweet het bestaan nie. Nou net soos daar baie dinge wat Iran en die Ooste ook nie weet van die Weste nie. Maar dis hoekom ons nie net eenvoudig in oorloë moet betrokke raak nie. Daar's 'n verantwoordelikheid wat met leierskap gepaard gaan. Oorlog is die laaste uitweg. As dit op jou afgedwing word, dan sê ek ja. Maar as dit nie op jou afgedwing word nie, hoekom? Want dan is daar bybedoelings. En dit wat ons sien in hierdie hele spel van wat tans in die wêreld aan die gang is. Dis 'n magspel wat besig is om uit te speel. Deel van 'n agenda wat opgestel is om uiteindelik aan die einde van die dag 'n wêreldregering daar te stel en die hele aarde se mense se getalle te verminder en om ons gehoorsaam te maak, gehoorsaam te hou en die elites lewe in absolute rykdom. Terwyl die gewone mens maar tevrede is. Hoe Klaus Schwab gesê, you will own nothing, but you will be happy. En dit is ook van toepassing hierso. Maar ek het nou baie lank gepraat vanoggend terwyl ek eintlik net beoog het om 'n paar woorde te sê. So geniet jou kondensmelk koffie, moenie kwaad raak oor wat gesê word nie, ontleed, doen jou eie ontledings ook en gaan net aan, gaan voort, maar moet nooit, omdat jy tradisioneel aan een kant was nie, net na daai persoon se kant kyk en sê, hulle sal oorwin, hulle gaan oorwin, hulle moet oorwin nie, want daar is dalk aan die ander kant iets anders, wat jy ook moet oorweeg. Gaan kyk na die bates van beide. Jy weet, daar's 'n baie ou redenasie. Ja, maar dis ou toerusting, dis ou dit, dis ou dat. Mense ou goed maak dood. 'n 303 het meer mense geskiet in die Eerste Wêreldoorlog en daarna as wat enige van hierdie ander wapens ooit gedoen het. Onthou. Maar in elk geval, jy moet 'n aangename dag hê en ek gesels dan môreoggend weer met julle, waar ek dan ook met julle sal praat oor die bosberaad van môre aand. Mooi gaan.